Prys die Here familie. Ek glo ook hierdie is 'n woord vir Annelie. En as hy nou terugkom en vir julle almal om notisie te neem en dit op die tafels van julle hart te skryf en dit oor haar te manifesteer, te lewe, nê, in Jesus naam. Kan ek maar vandag 'n bietjie uit die Bybel lees? Is julle reg vir die woord van God? Hierdie is gees en waarheid. Prys die Here. Nou, die tema wat ek voel die Here op my hart gelê het vandag is to sow to the Spirit and open heavens. In Afrikaans sou dit wees om na die gees te saai en 'n geopende hemel. Nee. En vandag is so mooi, as dit reën, as dit 'n teken van God se seën en hemele wat oopgaan en sy seëninge wat neerstort. Dit is so gepas met die woord van God vandag. En ek wil graag hê julle moet dit op die tafels van julle harte skryf, die wat kan notas neem, wees in die woord, lees saam met my, dit is belangrik om in te koop in dit wat die gees van die Here sê, want die Here praat ook deur die prediking, nê. Hy praat deur omstandighede, hy praat eerstens deur sy woord, maar hy praat ook deur die prediking van die woord, en ons moet dit ernstig opneem. Ek lees vir julle eers in Galasiërs 6 vers 7 tot 9, en lees graag saam met my, dit sê, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Daarom die tema om na die gees te saai. Hierdie is geessaad wat ons moet saai. Sowing to the Spirit. Ek lees ook vir julle 'n ander vertaling, dis net so mooi. God will never be mocked, for what you plant will always be the very thing you harvest. The harvest you reap reveals the seed that you've planted. If you plant the corrupt seed of the self-life into this natural realm, you can expect a harvest of corruption. If you plant the good seeds of spirit life, you will reap beautiful fruits that grow from the everlasting life of the Spirit. Die Afrikaanse vertaling, en lees ook, moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense saai, sal hulle ook maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op die grond daarvan die dood oes. Terwyl hulle wat op die land van die gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Ons moet na die gees saai. Dinge wat na die gees is, moet ons saai. Hulle sê altyd, you can't be too spiritually minded and no earthly good, maar dieselfde is ook, jy kan nie so earthly minded en so fleshly minded wees dat jy geen geestelik goed is nie, en jy niks beteken van in die gees nie, nê. Ek wil gou vir julle sê wat ek voel die Here op my hart druk is, hierdie jaar se tema in ons gemeente is om te bou. Julle het reeds gehoor, en Jolene het so mooi geopen op 'n stadium die begin van jaar, sy het gesê, om te bou beteken dit om spasie te maak, to create room. As jy aanbou, dan maak jy nog spasie. As jy bou, dan het jy spasie in gedagte, ek wil 'n spasie skep. En ek voel die gees van die Here sê, dalk moet jy meer spasie maak, vir nog saailand, om ingesaai te kan word, waarin jy na die gees kan saai, sodat daar 'n groter opbrengs kan kom. Want julle weet, as niks verander nie, gaan niks verander nie. If nothing changes in your life, nothing is going to change in your life. En ek voel die gees van die Here sê, maak spasie, maak meer ruimte, skep meer 'n groter veld, skep nog 'n veld waarin jy na die gees kan waai, waar ek die vensters van die hemel kan oopmaak en jou kan seën. You have to create more field. Jy moet meer spasie maak, of dit nou in jou binnekamer is, meer 'n groter saailand waar God kan saai, na sy gees, waar jy kan saai na die gees. Miskien is dit by jou werk. Iemand het eendag so mooi gesê, ons moet God eerste stel, dan jou huwelik, dan jou familie, dan jou werk. Maar ek dink dit is eintlik verkeerd. Ons moet God eerste stel. Dan moet ons God eerste stel in ons huwelik. Dan moet ons God eerste stel in ons familie.
dan moet ons God eerste stel by die berg. Dan moet ons God eerste stel met alles wat bykom. Hoor julle wat ek sê? God eerste in alles. Ons moet vir hom spasie maak. En dan in die gees saai, dat daar groter landerye kan opkom. Volgens die woord, dit staan in Spreuke 24 vers 27, put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. Ons moet saailande skep, ons moet groter velde maak waar God in kan saai en na sy gees en waar ons kan bou. Julle weet, Haggai 1 vers 6 is julle nou al so goed bekend, die wat saam met ons hierdie woord journey, maar ek wil net ietsie noem in Haggai 1 vers 6, weer dit sê, you have planted much, but harvested little, want het gaan oor jouself. En dan julle Haggai 1 gedeelte sê dit, jy plant baie, maar jy oes niks nie, want jy saai vir jouself. En ons moet na die gees saai, dat daar opwekings kan wees, dat daar geopende hemel kan wees oor ons. So ons moet saai na die gees. Kom ons bid gou, Here Jesus. Ek bid nou, Here Jesus, dat elkeen geopende ore sal hê om te hoor wat die gees van die Here vir die gemeente sê. Here, dat hulle sal gehoor gee. Dat hulle sal verstaan. Here Jesus, dat hierdie woord wat uitgevaardig word, Here sal bewerkstellig dit wat een gedagte het. In Jesus naam. Dankie, Here Jesus. Here, ek bid dat U sommer nou net U gees, U Ruach gees sal blaas in hierdie gemeente, in Jesus naam. Amen. Nou, ek het vir Here gevra, Here, toe ek hierdie stuk lees, to sow to the Spirit, how do you sow to the Spirit? En ek vra vir Here, teach me how to sow to the Spirit, want ek voel toe dadelik hy praat met my, jy weet as woorde so uitstaan in die skrif, as jy dit lees, dit sê sow to the Spirit, ek sê Here, how do I sow to the Spirit? Hoe saai ek na die gees? Want dit wat ek saai gaan opkom, die woord van God leer vir ons, ons moet nie skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel nie, maar in die hemel. En ek vra van hoe doen 'n mens dit, en hy herinner my in Lukas 8 vers 11, wat is die saad? Wat is die saad waarvan hulle praat? As ek na die gees moet saai, wat is die saad? En julle weet, is die gelykenis van die saaier. En dit sê, this is the meaning of this parable. Dit is hierdie betekenis van hierdie gelykenis. The seed is the word of God. Gaan lees die gelykenis van die saaier weer. Die saad wat daarvan gepraat word, is die woord van God. En ek lees vanoggend net gou weer vlugtig daai hele gelykenis van die saaier. In Lukas 8 vers 10 sê dit, this knowledge, Jesus self is antwoord, hy sê, this knowledge is of the secrets of the kingdom of heaven. As jy hierdie verstaan, as jy hierdie kennis het, is dit soos die geheimenisse van die koninkryk van God, wat jy gaan verstaan. Dis waar die geheimenisse opgesluit is van die koninkryk van God, as jy verstaan hoe dit werk, dat hierdie die saad is, wat jy op jou oes, op jou lande moet saai, is die woord van God. Dis gesetel in die woord van God. Hierdie geestelike saad wat ons moet saai, is gesetel in die woord van God. Net in die hoor van die woord van God nie, maar ook in die doen daarvan. Want dis waaroor die hele gelykenis gaan. Die wat die woord gehoor het, en dit vrug, dit was geplant, en dit vrug gedra, en jy moet dit doen ook. Ons moet daders wees van die woord. Ek hou daarvan, Angus Buchan sê, God seed doesn't cost, it pays. Prys die Here. Mattheus 6 vers 19 sê, do not store for yourselves treasures on earth where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven. Ons moet saai na die gees, want hierdie vleesgoed is van nuttige waarde. Dis tydelike goed wat verbygaan en is gesetel in die woord van God. En nou wil ek graag met julle lees, hoe het dit 'n koneksie? Hoe het dit 'n koneksie om na die gees te saai, in God se woord te kom, en in 'n opene hemel te beleef? Wie is ook geopende hemele oor jou, waar God se seëninge kan neerdal? Ek wil jy moet graag gou vir my lees, as jy op die Bybel het, as jy 'n app het, vir die wat net nie, kyk graag vir my op die bord,
Ek lees vir julle uit Johannes 1 vers 43 en dit is so kosbaar. En as jy saam met my kyk, gaan jy sommer geseënd wees, want hierso word Nathanael gekies as een van die disippels van Jesus Christus. En kyk net bietjie wat speel hier af, dit is so kosbaar. Ek lees vir julle, die opskrif sê Jesus calls Philip and Nathanael. Nathanael word geroep as 'n disipel. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nazareth? Het Nathanael gesê, "Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here truly is an Israelite, in whom there is no deceit." To say Nathanael, "How do you know me, Lord?" And Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree, before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." And Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than this." And then Jesus added, hoor hierso wat voeg hy by. "Very truly I tell you, you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Maar ons moet verstaan, hierdie teks het baie meer aan hom. En ek het bietjie gaan oplees oor dit en dan gaan gelees gerus ook oor dit. Dit is so lekker om studente van die woord te wees. Ek geniet dit so 'n bietjie navorsing te doen, om te gaan kyk, wat het hier afgespeel? Wat beteken dit? En weet julle wat ons mis is, dit was gebruiklik om onder die vyeboom te sit en die geskrifte te lees, en die geskrifte te bestudeer, en te mediteer, en om te bid, want die vyeboom het so lekker koelte afgegee, en dit was baie van die skrifgeleerders en die Joodse gebruike en praktyke om daar onder die boom te sit en die geskrifte te bestudeer en te klim en te mediteer. Ek het 'n stukkie sommer vir julle gescreenshot. Kyk gou op die bord, dit sê, "The setting under the fig tree was a common place for Jewish study, for prayer and meditation in the first century. It signifies a moment of private spiritual devotion." And what's the significance of this moment? Nathanael was likely meditating on scripture or praying, perhaps about the Messianic promise, when Jesus saw him, providing to Nathanael that Jesus had divine supernatural insight. Jesus het nie daar gesit en Jesus het gesien, ag ek sien jy sit onder die vyeboom nie, nê? Jesus het vir hom agtergekom, Jesus in sy alomteenwoordigheid, Jesus in sy alwetendheid, het geweet, Nathanael het ingekoop, hy was onder die boom, die vyeboom, hy was besig met die woord van God, hy het die Godse woord bestudeer, hy het oor Godse woord gemediteer, en dit is so interessant, toe Jesus hom sien aankom, toe sê hy sê vir hom duidelik, hy het vir hom duidelik gesê, there's no man, there's no deceit in him. Die Afrikaanse vertaling sê, Jesus het gesê, hierdie is nou 'n opregte man. Hierdie is 'n man van suiwer inbors. Hierdie man het geen bedrog in hom nie, as ek na verskillende vertalings kyk. Die Engelse vertaling sê, Jesus het gesê, there's no deceit in him. Hy het na hom gekyk en gesê, I find no deceit in him. I find complete integrity is 'n ander vertaling. 'n ander vertaling sê, I see somebody truly sincere. 'n ander vertaling sê, there's no guile in him. 'n ander vertaling sê, there's nothing false in him. So dis duidelik dat Nathanael die woord gebestudeer het, maar dit ook gelewe het, want dit sê, Jesus het dadelik agtergekom, hier's 'n man van integriteit, toe hy aangestap kom. Is dit nie fantasties nie, want nou kan ons sien dat Nathanael nie die woord gebestudeer het nie, maar hy het dit gelewe. Hy was 'n man van integriteit. En toe wat sê Jesus? Hy sê, jy sal sien geopende hemele. Kom ek lees gou vir jou weer daai gedeeltetjie.
Hy sê vir hom, very truly, I tell you, you will see heaven open. And the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Jy sal dit sien. Want ek het jou gesien onder die vyeboom. Ek het gesien hoe jy die geskrifte oopmaak en dit bestudeer. Dit het so tot my hart gespreek toe ek sien wat dit eintlik beteken. Jesus gee vir my 'n belofte van 'n geopende hemele. Omdat hy bereid was, en ek vra vir jou vandag, het jy 'n vyeboom waaronder jy sit, as ek nou dit moet vergelyk, het jy 'n vyeboom ervaring waar jy die woord oopbreek en dit bestudeer en mediteer en 'n tyd afsonder vir gebed, want Jesus sien dit. Sy ander naam is El Roi, wat beteken the God who sees. Hy sê, dit wat jy doen in die geheim sal ek beloon, nee. Hy sê, he's a rewarder of those who diligently seek him, sê die woord van God. Maar julle weet, hierdie geopende hemele, so kan julle sien daar's 'n koneksie, die woord van God en geopende hemele? Kan julle dit raak sien? Maar hierdie hele frase van 'n geopende hemel is baie algemeen in die Bybel. Dit kom baie algemeen voor. As ek sommer net 'n paar kan noem. Julle ken dit, Jacob's ladder. Jakob het 'n droom in Genesis 28 vers 10. En ek lees vir julle, he had a dream in which he saw a stairway, 'n leer, resting on earth with its top reaching to heaven and the angels ascending and descending on it. Klink soos wat Jesus vir Nathanael gesê het, geopende deur en jy gaan sien engele op en af gaan oor die seun van God, nee. Klink soos dit. Jakob droom dit en hy word wakker en hy sê, surely this place, the presence of the Lord is in this place and I didn't even know it. Hy sê sekerlik die teenwoordigheid van God is in hierdie plek en ek het dit nie eens geweet nie. Verder lees ons in Markus 1 vers 9 tot 10, dis toe Jesus gedoop is. Maar voor dit, Jesaja 64 vers 2 en 1, profeteer die profeet, dit is eintlik soos 'n gebedprofesie, hy sê, O Lord, that you would rend the heavens and come down. Rend beteken skeer, die Afrikaanse vertaling sê, Here, laat u die hemele oopskeer en afkom. En hier gebeur het toe, Markus 1 vers 9 tot 10, toe Jesus gedoop is, dit sê, just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. Hy het die hemele sien oopskeer, nee, op die seun van God. Deuteronomium 28 vers 12, julle weet dat hele Deuteronomium 28 gaan oor God se seëninge as ons hom gehoorsaam. Wie het al Deuteronomium 28 gelees? En ek haal net 'n gedeelte uit. Hy sê, if you obey me, the Lord will open the heavens and pour out the storehouse. So the Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Hy sê, as jy my gehoorsaam, sal ek die hemele, die vensters van die hemele oor jou oopmaak, as jy my gehoorsaam is. Nou, wat is die betekenis van 'n geopende hemel? As jy dit net so 'n bietjie gaan inlees in jou foon en jy soek dit, die Bybelse betekenis van 'n geopende hemel, wat beteken dit? Luister wat dit beteken, toegang tot God se teenwoordigheid. Volgens Matteus 11 vers 12, nee? Deurbrake, seëninge, openbaringe, guns, beantwoorde gebede, die uitstorting van die Heilige Gees en van krag. Julle weet, ons het laas keer, toe ek die woord bedien het, ons bietjie gekyk na 10, hy sê, bring die volle 10de na God toe, Malagi 3 vers 10, en sien of ek nie die venstere van die hemele oor jou sal oopmaak nie. Dis 'n belofte van God, nie, as ons toevoeg vir sy koninkryk en vir sy werk. En dit bring my nou tot by die gedeelte waar ek graag wil wees vandag, en dis in Handelinge 2, en moet dit nou nie mis nie. Maak gesaam met my oop by Handelinge 2, want die Here het iets vir my oopgebreek hierso, en ek was in trane, dit was so groot, ek het nog nooit hierdie gedeelte so verstaan nie. Kyk gou saam met my, as jy Bybel het, maak geoop, in Handelinge 2, ons weet, dit was die uitstorting van die Heilige Gees wat daar plaasgevind het, maar hoor gou,
Dit sê, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Daar was 'n uitstorting van die Heilige Gees en van sy krag. En as jy dit 'n stuk verder lees, het mense gehoor wat daar aangaan en mense het gekom want hulle het iets gehoor en hulle het kom kyk en die Here het baie mense toegevoeg tot daai gemeente want dit was so groot. Hulle het die geluid en die gerommel gehoor van wat daar gebeur en hulle het gaan kyk en daar was 'n toestroming van klomp mense. Maar ek wil vir jou vra vandag, watse twee natuurelemente het daar uitgestaan? As jy na daai skrif kyk, hy praat hier so, hy sê, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire. Vuur en wind. Hulle was almal daar eendragtig, en die Afrikaanse vertaling sê hulle was eendragtig daar, saam, in een plek. En ons moet nie die onderlingste byeenkomste nalaat nie, want daar's 'n koöperatiewe salwing, as kinders van die Here by mekaar kom in die huis van die Here. Maar kyk gou wat sê die woord, onthou nou, wind en vuur, nee? Kyk wat sê Hebreërs 1 vers 7. Hy sê, in speaking of the angels, he says, he makes his angels winds and his servants flames of fire. Sy engele is soos wind en vuur. Selfe, Psalm 104 vers 4. He makes his angels the winds, his ministers flaming fire. En ek besef, iets het daar gebeur, van die hemel af het dit gekom, en het op hulle, daar was 'n uitstorting op hulle. Nee. En dit klink vir my soos Jakob se leer, waar engele, where they ascended and descended, en dit klink vir my soos die belofte, wat aan Nathanael gegee was, waar engele van die hemele af, aarde toe gekom het, om hulle te bedien, en daar was 'n uitstorting van die Heilige Gees van God. Maar as ons bietjie verder lees, wat het hulle gedoen? What did they do that the Holy Spirit came from heaven downwards? What were they busy with? Handelinge 2 vers 42 tot 43 sê waarmee hulle besig was. They devoted themselves. Devoted is hulle het hulle toegewy. Hulle aandag was op dit gefestig. Hulle het bedoel. They were devoted to the apostles' teaching. Hulle wou geleer gewees het volgens die woord van God. Fellowship and the breaking of the bread and to prayer. And then everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Vers 47 sê ons, they praised the God. They praised the Lord, praising God and enjoying favor with all the people and with the Lord. Maar dan sien ek wat gebeur het ook daar. The Lord added to their numbers, and the Lord added to those who were saved. Die Here het bygevoeg en bygevoeg. Maar hulle het hulle self besig gehou met die onderrig uit die woord uit, met lofprysing en aanbidding, met gebed. Dis waarmee hulle besig was. Met aanbidding, waarlike aanbidding. En wat gebeur het is, die hemel het oopgegaan en engele het afgekom en daar was 'n Heilige Gees uitstorting oor almal. Hulle was saam op een plek en nooit weer dieselfde nie. Nou vra ek vir jou, as God toevoeg, vers 47, en sê, Christ added daily to the number, and a lot was saved. Daar was mense wat gered is. Klink dit nie vir jou soos bou nie? Klink dit nie vir jou soos koninkryk bouwerk nie? Ons tema is bou, nee? If we in this word and we sow to the Spirit,
en ek is ernstig oor die woord van God, en ek vind myself onder die vye boom, en ek bestudeer die woord van God, en ek is in gebed, en ek is in meditasie, beloof hy, en ek gehoorsaam hierdie woord, geopende hemele, and angels ascending and descending. Toe Jakob wakker word, hy gesê, surely the Lord is in this place, and I didn't even know it. Ons is nie eers bewus van God se teenwoordigheid somtyds nie, en van sy engele nie. Maar dit is deur sy woord van God, deur die woord van God. Die 'n ander vertaling sê they were together in one accord. In een akkoord was hulle saam. Hulle almal was gefokus op een ding. Met prediking, gebed, aanbidding. Dit sê daarmee waarmee was hulle besig, die breek van die brood. Nee. En julle weet, wat daar gebeur het is, Petrus staan toe op en hy spreek hulle toe. Want dit is die fantastiese ding wat gebeur het, die Heilige Gees val in tonge vuur op hierdie gemeentelede en hulle begin in tale praat en daar word mense daar kom mense om te kyk wat hier aangaan en Petrus spreek die gehoor toe, want hy moet half orde skep en sin maak van wat nou alles hier gebeur. En hy sê, maar dit is dan gesê reeds, hierdie is net wat al reeds geprofeteer is, in Handelinge 2 vers 7, en hy sê, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all flesh, on all people. Luister gou 'n bietjie die bewoording, I will pour out. Your sons and your daughters will prophesy. Your young man will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs in the earth below. En dit is so mooi, hierdie hele gedeelte sluit niemand uit nie. Ek sê, ek sal my gees uitstort oor almal. Alle vlees. Seuns en dogters, oud en jonk, servants en wat ook al. Maar hulle was eendragtig saam met een visie, met een goddelike visie. Hulle oë was gefokus op een ding. Hulle was daar in Jesus naam. En die venstere van die hemel het oopgegaan en die Heilige Gees was uitgestort. En ek wil vir julle sê silwer krone. En ek wil sê die jong mense, die 20s en die 30-somethings en die naughty 40s en die nifty 50s en as almal eendragtig saam gaan kom. Maar dit verg almal, want hierdie geteks sê almal ingesluit. Almal. En ons fokus is op die doen en die bestudering van die woord van God. En ons fokus is ware aanbidding en ons fokus is gebed. En ons elkeen het ons eie vye boom. Nee. In die gees, waar ons God soek, dan sal hy die venstere van die hemele oopmaak en sy Heilige Gees uitstort. En dit is bedoel vir nou en ons moet dit nie mis nie. Ek dink aan so mooi vergelyking en ek het so prentjie van 'n simfonieorkes daar so reg gehad. As Zelna, as jy net daai prentjie kan soek. They were all together in one accord. Maar dis wat gebeur as ek die vergelyking van 'n simfonieorkes kan gebruik. Die woord van God sê ons oog gefestig op hom. Hebreërs 12 vers 2, our eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. As ons kom en ons stel hom eerste en ons kyk vir hom, hy soos die dirigent. Almal in die orkes, ons is almal medewerkers in Christus, almal bouers. Ons almal kyk vir hom. Our eyes fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. Die Afrikaanse vertaling sê die leidsman en volëinder van ons geloof, ons oog gefestig op Jesus. Maar weet jy wat, daar's ook bladmusiek. Elkeen in die orkes moet ook die bladmusiek volg. Want daar's 'n stuk wat die viool moet speel, en daar's 'n stuk wat die cello moet speel, en daar's 'n deel vir die trombone, en daar's 'n deel vir die trompette, en daar's 'n deel vir die fluite, en die panfluite, nee, wat hulle moet volg. Ons oë gefestig op Jesus, maar ook op die bladmusiek. Dan maak ons saam mooi musiek. Dan produseer ons klank, wat verstrek, wat die vensters van die hemel gaan oopmaak. Maar jy weet, die Afrikaanse taal het so mooi idiome, hy sê ek speel my eie viool.
Nee, of hy is die een wat die fluitjie blaas. Jesus is die een waarna ons moet kyk. Ons oë gefestig op hom. Dit is die bladmusiek wat ons moet volg en doen. Ons kan nie net die bladmusiek volg en nie ons instrument bespeel nie. Ons kan nie net ons instrument bespeel en nie die bladmusiek volg nie. Want dan gaan ons dit mis. Almal in one accord, almal gefokus op Jesus Christus. En die venstere van die hemel het oopgegaan. In Jesus naam. Hoor julle wat die woord vandag is? En ek ervaar die Here wil oor jou die venstere van die hemel oopmaak. Hy sê in Haggai 1, jy saai, maar daar's niks oes wat opkom nie. Die beskrif het begin, maar is omdat ons verkeerd saai. Ons saai na die vlees, ons saai nie na die gees nie. Dit is tyd vir jou om na die gees te begin saai en meer. Ek ervaar, die Here sê, maak nog lande oop waar jy kan insaai, waar ek my venstere van die hele kan oopmaak. Miskien is dit nou tyd vir daai bediening waar jy in moet toetree, waar jy spasie skep, waar jy gaan saai na die gees, waar jy die venstere van die hemel kan oopmaak en jou kan seën. Miskien is dit tyd dat jy moet ruimte maak vir Jesus Christus in jou program, sodat hy kan kom, die venstere van die hemel vir jou kan oopmaak. Daar is so mooi spreekwoord waarmee ek wil eindig, dit sê so mooi, the most powerful moments in worship flow from the overflow of your secret place. Die mees kragtigste oomblikke in aanbidding moet kom vanuit jou vyebome ervaring. As ons almal hier kom vanuit ons vyebome uit, soos Nathaniel, hy was onder die vyeboom besig om die geskrifte te lees, die woord oop te breek, te mediteer, te bid. En Jesus het hom gekry, het gesê, hier is nou 'n man. Was nou te sê, hier is 'n man van inbors. Want Nathaniel het die woord ook geleef. Hy kon sommer 'n mylvers sien, hier is 'n man wat die woord lees en dit doen. Hy het gesê, jy sal sien hoe die venstere van die hemel gaan oopgaan. You will see angels ascending and descending. Ek wil vir julle sê wat gebeur profeties reg oor die wêreld. Dit is 'n outpouring of his Holy Spirit. En ek wil hê jy moet deel wees daarvan. Ek wil hê jy moet nie dit mis nie. You need to start to sow to the Spirit. In 2 Timoteus 3 vers 5 sê die laaste dae gaan baie forme van godsaligheid en maar jy gaan die krag daarvan verloor het. En ek wil vir jou sê ons moet in die krag van die Heilige Gees wandel. We can't have that without the outpouring of the Holy Spirit. Want dis wat gebeur het, dat krag ontvang toe die Heilige Gees oor hulle uitgestort was. En ek voel ook dis woord vir Andri. As jy wil sien dat die venstere van die hemel oor daai poppie gaan oopgaan, leer haar die woord van God. Leer haar om die woord van God te gehoorsaam, om in dit te wandel, om dit lief te hê, om dit te waardeer, om haar hartjie te rig op die woord van God en jy gaan sien hoe die venstere van die hemel oor haar gaan oorgaan en God se guns is angels ascending and descending on her. Is dit wat julle wil hê? Is dit julle begeerte oor Andri? Nee? Leer haar die woord van die Here en wees ernstig daaroor. And you will see open windows over her in Jesus name. Nou, dit sê so mooi waarmee die Handelinge kerk hulle self besig gehou het. Hulle het hulle self besig gehou ook met die breek van die brood. Nee, so vandag as jy besig is met die nagmaal, as jou saak nie met die Here reg is nie, if you know you are sowing more to the flesh than to the spirit, die woord van God sê, die koninkryk van God is meer as eet en drink, is dit wat hierso aangaan. It's about him. Nee, bid, sê Here vergewe my, was my met u bloed, rig jou weer terug na God toe. Maak spasie vir hom. Die Here sê vir my, he wants to open his windows, but you must create a field where you can sow, where he can pour out his rain. If you don't make room and sow, he cannot open the windows of heaven and pour over his rain. You have to make room for him. Vir Nathaniel was dit onder die vyeboom. Wat is dit vir jou?
En ek wil graag oorgee aan pastoor Christo nou vir die nagmaal. Kom ons wees ernstig, dis nou die tyd. In Jesus naam, in Jesus naam.